Môre, dis Sondag die 16de November en ek hoop regtig dat die vrede van God die Allerhoogste jou vandag sal lei om te doen wat reg is, al voel die wêreld soms die mekaar. Ons stap nou in 'n toneel in wat wys hoe een mens se gehoorsaamheid meer kan doen as wat enige weermag ooit kan doen. Kom ons lees saam 'n paar verse uit Genesis 14 vanaf vers 13 tot 16, want dit is die hart van vandag se storie. Daar staan dat 'n vlugteling na Abraham toe hardloop en vir hom vertel, Lot is weggevoer. Abraham hoor dit en sonder drama of lang verduidelikings roep hy sy geoefende manne, 318 van hulle, almal mense wat in sy huis gebore is. Hy jaag die vyand dan tot by Dan, val hulle in die nag aan, verslaan die hele mag en bring alles en almal terug, insluitend Lot. Dit klink amper eenvoudig wanneer jy dit lees, maar elke reël dra 'n hele waarheid in. Nou die eerste ding wat uitstaan is dat die Bybel Abraham hier die Hebreër noem. In Hebreëus is dit Ivri, en dit beteken letterlik iemand wat oor kan staan, iemand wat anders leef as die mense rondom hom. En dit is presies wat jy sien, terwyl die stede van die vlaktes val, terwyl mense oral vlug en in putte val, terwyl alles rondom hom onstabiel is, staan Abraham aan die ander kant. Nie omdat hy beter is nie, maar omdat sy hart gefestig is in God se stem, nie in die wêreld se geraas nie. Die tweede woord wat ons baie help, kom in vers 14 voor, waar die manne beskryf word as hagnik, oftewel in Afrikaans geoefend. Dit beteken mense wat gevorm en ingebou is, iemand wat deur opvoeding, voorbeeld en lewe geleer het om vas te staan. Hierdie manne is nie huursoldate nie. Dit is mense wat deur jare in Abraham se huis gevorm is om te volg waar God lei. Dit maak die toneel heel anders. Abraham raak nie paniekbevange nie. Hy tree op vanuit 'n lewe wat spruit uit gehoorsaamheid. Abraham vat nou hierdie 318 manne van hom en hy jaag die magtige oosterkonings tot by Dan. En as jy dink aan die afstand, die risiko en die feit dat hierdie konings hele volke oorwin het, dan sien jy hoe groot hierdie geloofsdaad regtig is. Hy val hulle in die nag aan, 'n dapper strategiese besluit, en die Bybel los dit amper droog, en hy het hulle verslaan. Maar onder daardie eenvoudige sin lê 'n waarheid wat jy moet raaklees. Abraham wen nie omdat hy sterker is nie. Hy wen omdat God, die Allerhoogste, saam met hom in die stryd is. En dan bring hy alles terug, nie net Lot nie, maar elke vrou, kind en besitting. Dis 'n totale verlossing. En jy kan nie hier help om nie aan Jesus te dink nie. Abraham gaan in die nag in om een man te red, maar Jesus gaan in die kruis in om almal wat wil kom te red. Abraham bring Lot terug. Jesus bring ons terug. So hier is die vraag vir vandag. Watter deel van jou lewe wil God hê jy moet opstaan? Nie met oorhaastigheid nie, maar met gehoorsaamheid en geloof. En vir wie roep God jou om in te tree soos Abraham ingetree het vir Lot? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in die manier waarop ons leef en reageer wanneer U roep. Laat U wil geskied in ons optrede, sodat ons nie opstaan in ons eie emosie nie, maar in gehoorsaamheid aan U, net soos Abraham gedoen het. Here, help ons om te onderskei tussen die oorlog wat ons self aanpak en die oorlog waarin U ons roep om in liefde en in geloof en moed in te tree. Geef vir ons vandag die wysheid om nie weg te kyk van mense wat vasgevang is nie, maar help ons ook om nie ons eie oorlog te begin nie, waar U stil te vra nie. Vergewe ons wanneer ons bang geword het of waar ons eerder passief gebly het as om gehoorsaam te wees. Lei ons nie in die versoeking om op ons eie krag te vertrou nie, maar verlos ons van die kwaad wat steel, bind en verwoes, soos U Abraham gehelp het om die nag in te gaan en terug te bring wat verlore was. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Jesus is die groter Abraham, die een wat jou gaan haal het toe jy nie jouself kon red nie. Die Heilige Gees wys jou die oorlog waarin jy moet opstaan. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag.